Hallo graad 8, welkom by Tuma Mina Teaching. Ek is Hanneke van der Merwe. Vandag gaan ons 3 eksponentwette ondersoek. Die produkwet, die kwotisiëntwet en die nul-eksponentwet. Voordat ons begin, kan jy onthou wat 'n eksponent nou weer vir ons sê? Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Die grondtal 2 is die getal wat vermenigvuldig word. En die eksponent 4 sê vir ons hoeveel keer ons dit met homself vermenigvuldig. Nou, tot dusver het ons slegs met 1 mag op 'n slag gewerk. Maar wat dink jy gaan gebeur wanneer ons begin om magte te kombineer? Kyk wat gebeur wanneer ons 2 magte kombineer. Ons het 2 tot die mag 3 gemaal met 2 tot die mag 4. As ons dit volledig uitskryf, word dit, die 2 tot die mag 3 is 2 maal 2 maal 2, en die 2 tot die mag 4 is 2 maal 2 maal 2 maal 2. Kom ons kyk na elke deel afsonderlik. 2 maal 2 maal 2 gee vir ons 8, en 2 maal 2 maal 2 maal 2 gee vir ons 16. As ons daardie antwoorde vermenigvuldig, 8 maal 16, kry ons 128. Kom ons verbind dit nou met die eksponentwet. Hoeveel 2's het ons altesaam? Kom ons tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dit gee vir ons 2 tot die mag 7. Let op dat die grondtal dieselfde bly, maar die eksponente word bymekaar getel. 3 plus 4 maak 7. Wanneer ons magte met dieselfde grondtalle met mekaar vermenigvuldig, tel ons die eksponente bymekaar. En dit word die produkwet van eksponente genoem. Ons kan dit so wys. A tot die mag m gemaal met a tot die mag n is gelyk aan a tot die mag m plus n. Hier is a die grondtal en m en n verteenwoordig die eksponente. Die grondtal bly dieselfde, slegs die eksponente word bymekaar getel. So, waarom het ons die produkwet nodig? In wetenskap en wiskunde werk ons dikwels met magte van 10. Byvoorbeeld, die afstand in die ruimte of die grootte van selle. In plaas daarvan om al daardie nulle neer te skryf, kan ons eksponente gebruik. Die produkwet maak dit vinniger om hulle te kombineer. Byvoorbeeld, 10 tot die mag 3 maal 10 tot die mag 4 is gelyk aan 10 tot die mag 7. Dit beteken 1000 maal 10.000, wat gelyk is aan 10 miljoen. Goed graad 8, kom ons oefen saam die produkwet van eksponente. Stop die video en vereenvoudig elke vraag voordat ons jou antwoorde kontroleer. Goed, kom ons kyk na jou werk. Hierdie 6 wys nie 'n eksponent nie, maar onthou, enige getal tot die mag 1 is die getal self. So, dit is so 6 tot die mag 5 maal 6 tot die mag 1. Tel hulle nou bymekaar. Dit is 6 tot die mag 6. Kyk mooi, ons het 2 verskillende grondtalle, 3's en 2's. Ons kan slegs magte kombineer wat dieselfde grondtal het. So, ons vereenvoudig elke groep afsonderlik. Vir die 3's, 3 tot die mag 3 maal 3 tot die mag 6
is 3 tot die mag 9. Vir die 2's, 2 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 7 is 2 tot die mag 9. Dus is ons finale antwoord 3 tot die mag 9 maal 2 tot die mag 9. Ons kan nie hierdie twee magte kombineer nie, want hulle grondtalle is nie dieselfde nie. So, ons los ons antwoord net so. Kom ons kyk nou na 'n negatiewe grondtal. Die hakkies wys dat die hele getal, negatief 7, herhaal word. So, ons maal hakkies negatief 7 3 keer en dan nog 5 keer. Dis altesaam 8 keer. So, dit is hakkies negatief 7 tot die mag 8. Ons weet nou wat gebeur as ons magte met dieselfde grondtal vermenigvuldig. Maar, wat dink jy gebeur as ons hulle deel? Hier het ons 4 tot die mag 5, gedeel deur 4 tot die mag 3. Ons kan 1/4 in die teller deel deur 1/4 in die noemer, wat vir ons 1 gee. Ons hou aan om ooreenstemmende pare van die teller en noemer te deel, totdat daar geen pare oor is nie. Die ene verander nie die waarde nie. Ons het 2 4's op die teller, dus 4 tot die mag 2. Kom ons stop hier vir 'n oomblik. Wat het gebeur? Ons het begin met 5 4's bo en 3 4's onder. Nadat ons 3 pare gedeel het, het ons 2 4's op die teller oor. Om dit te wys, trek ons die eksponente af. 5 minus 3 is gelyk aan 2. Dit wys die kwotisiëntwet van eksponente. Wanneer ons magte deel met dieselfde grondtalle, trek ons die eksponente af van mekaar. Kom ons probeer 'n paar saam. Stop nou die video en vereenvoudig elke vraag deur gebruik te maak van wat ons sopas geleer het. Gereed? Kom ons gaan saam deur hulle. Hier deel ons magte met dieselfde grondtalle 7. Dit beteken die grondtalle bly dieselfde. Om die nuwe eksponent te kry, trek ons af. 15 minus 8 is gelyk aan 7. Dus is die antwoord 7 tot die mag 7. Die grondtal is dieselfde, 10. 3 minus 1 laat 2 oor. So, dit is 10 tot die mag 2. In hierdie uitdrukking het ons 2 verskillende grondtalle, 2's en 7's. Kom ons vereenvoudig elkeen afsonderlik. Vir die 2's, 18 minus 10 gee 8. Vir die 7's, 4 minus 3 gee 1. So kry ons 2 tot die mag 8 maal 7 tot die mag 1. Hier is iets interessant. Wat gebeur as die eksponent 0 raak? Om sin hiervan te maak, kom ons gebruik wat ons reeds weet oor die deling van magte met dieselfde grondtal. Enige getal gedeel deur homself is gelyk aan 1. En 5 tot die mag 1 gedeel deur 5 tot die mag 1 beteken dieselfde as 5 gedeel deur 5, wat gelyk is aan 1. Wanneer ons magte met dieselfde grondtalle deel, trek ons die eksponente af. Hier pas ons die kwotisiëntwet van eksponente toe. Ons antwoord is 5 tot die mag van 0, want 1 minus 1 is 0. Dus, as deling van dieselfde magte ons 1 gee, dan moet 5 tot die mag van 0
ook gelyk wees aan 1. Dit werk vir alle getalle. 2 tot die mag 0, 10 tot die mag 0, selfs negatief 3 tot die mag 0. Hulle is almal gelyk aan 1. Dit word die nul-eksponentwet genoem. Enige getal tot die mag 0 is 1. Kom ons kyk of jy die nul-eksponentwet kan gebruik. Goed, kom ons kyk na jou werk. Wel graad 8's, julle ken nou 3 eksponentwette. Die produkwet, die kwosiëntwet en die nul-eksponentwet. Daar is nog 2 wette wat vir julle wag in die volgende video. Onthou om jouself te toets na die les. Volg die skakel onder in die beskrywing om die selfmerkassessering te voltooi. Waar jy ook al leer, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, sodat jy nie die volgende les misloop nie. Sien jou dan!